Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 7 Mei. Voorbidding vir 'n volk. Lees Eksodus 32 vers 31 en 32. Wat leer ons hieruit oor Moses en gebed? Ons lees Eksodus 32 vers 31 en 32. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Eksodus 32 vers 31 en 32. Keer op keer het Moses onomwonde vir die volk van God ingetree. Ons sien hoe Moses hom tot die Here wend toe die volk dors was in Eksodus 15 vers 25 en Eksodus 17 vers 2 tot 6. Toe hulle honger was in Numeri 11 vers 21 en 22 en selfs in 'n oomblik van pure desperaatheid, verse 11 tot 15. Dit was direk nadat God vir Israel sy verbondsvolk gemaak het, dat die Israeliete die goue kalf opgerig het. Aangaande daardie gebeurtenis het Moses toe later in Deuteronomium 9 vers 19 gesê: Ek was bang, want die toorn, die gramskap van die Here, het so teen julle ontvlam, dat hy julle wou uitroei, maar ook hierdie keer het die Here na my geluister. Moses dink ook terug aan die keer toe die verkenners uit die beloofde land teruggekeer het en gesê het in Deuteronomium 9 vers 25, dit is waarom ek neergeval en vir 40 dae en nagte voor die Here gelê het, omdat hy gereed was om julle te vernietig. Ek het tot die Here gebid en gesê: O oppermagtige Here, moenie u eie volk vernietig nie. Die afsondering van Levi as 'n groep wat apart van die ander stamme staan, die kom by hom ook op. En hieroor sê Moses in Deuteronomium 10 vers 10, soos die eerste keer was ek 40 dae en nagte op die berg. Die Here het weer eens na my geluister en julle nie vernietig nie. So die Here het Moses se smeekbede gehoor, aangehoor en verhoor. Oor gebed en vasklou aan die Here het ons baie by Moses te leer. Eerstens, Moses het die Here innig lief gehad en 'n duidelike beeld van sy karakter gehad. Die Here beskryf homself soos volg aan Moses in Eksodus 34 vers 6. Die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Tweedens, deur die stampe en stote heen was Moses onverskrokke en getrou in sy verbondenheid tot God, reg deur sy vermoeiende reis van Egipte tot die beloofde land. Ons sien dat Moses, net soos ons, sy eie struwelinge deurgemaak het. Tog vertrou Moses sy lewenswandel toe aan God se mag en sy krag, en maak staat op die Here se teenwoordigheid en leiding. Eksodus 33 vers 13 sê vir ons: As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan dien, sodat ek genade in u oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie u volk is. Derdens, Moses het die Here aan sy verbond herinner in Eksodus 32 vers 13. Hy het hom namens die volk op God se beloftes aan Israel beroep in Deuteronomium 7 vers 8 en het God se leiding van die verlede in herinnering geroep in hoofstuk 8 vers 2. Laastens, Moses het die antwoorde op sy gebede aanvaar, ongeag of die Here ja of nee geantwoord het. Om 'n egte verhouding met God te hê, beteken nie dat ons sommer net altyd ons sin gaan kry nie. Ons lees Deuteronomium 3 vers 23 tot 29. Ook het ek die Here in die tyd gesmeek en gesê: Here, u het begin om u knegg u grootheid en u sterke hand te laat sien,
Want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daardie goeie bergland en die Libanon. Maar die Here het toornig op my geword, om julle ontwil, en my nie verhoor nie. Maar die Here het vir my gesê, dit is nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga en slaan jou oë op na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste en bekyk dit met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Gee dan bevel aan Josua en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek en hy sal hulle die land wat jy sal sien laat erwe. En ons het in die dal teenoor Bet Peor gebly. Deuteronomium 3 vers 23 tot 29. En nietemin behoort ons altyd te volhard in gebed. Ons lees Lukas 18 vers 1 tot 8. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee en aan haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind? Lukas 18 vers 1 tot 8. Wie benodig voorbidding vandag? Wat verhoed dat jy op hierdie oomblik vir daardie persoon of persone bid?